Halleluja. Glory vir die Here. As my beker van dankbaarheid oorloop. As my beker van dankbaarheid oorloop. Hey! En dan sing ek die hele dag. En dan prys ek die hele dag. As my beker van dankbaarheid oorloop. As my beker van dankbaarheid oorloop. As my beker van dankbaarheid oorloop. En dan sing ek die hele dag. En dan prys ek die hele dag. As my beker van dankbaarheid oorloop. As my beker van dankbaarheid oorloop. As my beker
elke dag dankbaar wees vir die Here, vir die dankbaarheid wat ons het. Amen. Ek is dankbaar vanmiddag. Halleluja, omdat my beker oorloop van blydskap. Prys die naam van die Here. Al is jy in die naam. Ek sê dit altyd, maar dat die blydskap daar is. Ek het weer gesê nou donderdag of vrydag. Halleluja, terwyl die persoon nog lewe. Halleluja, gee hom die liefde. Gee hom die rus. Prys die naam van die Here terwyl jy op. Dan as hy nou onder die sandkombers gaan lê, wat gaan hy nou baat? Dan kan hy jou niks sê. Hy het dan. Amen. Die Here trek 'n land rondom sy volk. Die Here trek 'n land rondom sy volk. Satan probeer om te slaan te kom. Die Here trek 'n land rondom sy volk. Die Here trek 'n land rondom sy volk. Is baie beter. Yes. Kom ons neem ons 'n sit lekker in. Amen. Sien jy die prys? Sien jy die prys? Sien jy die prys? Hey, die woordigheid van die Here. Halleluja. Ja, dat my in die sak kan krap. Amen. Ek het self geskryf so julle. Amen. Ek weet daarom wat ek geskryf het. Halleluja, ek sê net die woorde. Jonathan. Halleluja. Amen. Halleluja. Wees gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek sê ek kan julle nie in 'n ander naam groet nie. Vanmiddag wil ek net 'n bemoediging gee aan die bedroefde familie, die wat gebroken van hart is. Halleluja. Hy sê, be still and know that I am God.
I am the one that healed thee. En aan die familie wil ek net sê, wees sterk en weet dat hy God is. Ek weet julle harte is gebroken vanoggend, vanmiddag, maar daar is net een persoon wie julle harte sal heel kom maak, en dit is die Here. Hy sê, dat is om een aanroep in ons tye van benauwdheid, hy sal ons uithelp. Hy sê, ons moet ons aanroep in ons verdrukking. Ons moet hom aanroep van ons voel, ons kan nie weer. Dan sal hy vir ons helpende hand wees, halleluja. Jy weet, as een song wat ek so baie hou van C.C. Winans, is Humpty Dumpty. Jy weet, Humpty Dumpty het ons op die meer gevaar, op die meer gesit, het afgeval, het in stukke gebreek. En toe roep hulle uit na die verkeerde koning. En so kon Humpty nie weer heel gemaakt word nie. Aan die familie wil ek vandag sê, roep uit na die regte koning wie die Here Jesus Christus is, halleluja. Hy is al een wat daar die gebroke hart van julle vanmiddag sal kom heel, halleluja. Ek weet, ons baie van ons mense sê, ons gaan praat, ons gaan sê, maar as alles oor is, weet dat die Here nog gaan saam met julle wees, halleluja. Amen. Ek weet wat ek van praat, van as tyd terug, wat ek ook my seentjie verloor het, 11-jarige seentjie deur die dood. En die Here kom by my op, en ek het net so pas bekeer, en hy kom by my en hy sê, gaan in jou biddekamer en bid. En ek bid, en ek kry die skrif, Jesus maak storm stil. Dit maak nie saak wat deur jy gaan nou vandag nie. Dit maak nie saak hoe jou hart gebreek is nie, maar die Here sal hierdie storm kom stil maak oor die familie. Jy moet net uitroep, en glo, dat die Here sal genees, en die Here seën. Halleluja. Amen. Ai, mijn zuster. Prijs de naam van de Heer. Ik ga nog een lied. Amen. Kom ons wees blij. Kom ons wees blij met die Heer. Halleluja. Maak nie saak of het nou hierdie stadium is nie. Maar kom ons wees blij. Halleluja. Joy comes. Halleluja. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. Daar was een liefdeskijn. En wou met die Here vergader. Daar was een liefdeskijn. Ons is op baie skuilplek. Maar ons vergeet die Here is wat na beskik. 'n tye van storm. Amen. En dit is wat ek skryf die woord. Amen. Die bak kan nie meer hy foon gou gee. Halleluja. En as nie sommer aan die woord. Amen. Ek wil julle groet in die naam van die Here. Dis my broer en die Here het ons tot hier gedra. Maar die groot ding is die dierbaar is. My broer, hy was baie skynmeilig. Maar die groot ding is die, ek is bly uit gegaan. Hy sê, hy is nie naar die hel toe wat julle sê, dat is die hel toe nie. Maar ek is lief vir hom. Ek was baie lief vir hom. Ek is die obertie van Mabri. En ek waardeer julle almal wat hier is.
vanaand om my broer se memorial te hou. Die groot ding is die, ek was baie lief vir hom. Daar was nie 'n broer vir my nie. Francis was 'n broer vir my, maar my broer was baie close na my. Ons het mekaar gedra. En ek vra vanaand, wat ons hier is, dis my broer. En die Here is, ek weet die Here seën hom, daar wat hy is, laat die Here julle seën. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. There is no other name I can greet you this evening. Ek wil net vir u begroet in my mooi naam. Here. Jy weet ek het altyd te ding, né? Jesus. Want ek sien nie die kinders nie. Here. My ding is, onze troostdiens kom op vir die kinders. Maar hulle is nie hiervoor nie. Ja. Hulle moet hiervoor is. Because it's for them. Is Ja, nie ja. vir ons nie. Is vir hulle wat ons kom opdra. Maar nietemin, julle is gegroet in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Daar is nie 'n ander naam wat ek julle vanmiddag kan begroet nie. Is net 'n naam wat nog krag dra. Yes. 'n Naam wat nog red. As u nog nie gered is nie, roep net hy naam aan en hy sal jou red vanmiddag. Ek wil net 'n skrif van bemoediging vanmiddag. Dit is so leuk, ek sê dit met Ai man van die Here. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van die Heer, van God het gesweef op die waters. En God het gesê laat daar lig wees. Soms in ons lewe is dit donker. Ai. Ons het donker in ons lewe in vanmiddag. Ai. Soms sit ons hier met 'n hartseer wat niemand kan red vanmiddag nie. Ek wil vir julle sê vanmiddag, jy kan nou hoe stry met daardie ding, maar as ek vir jou sê, God het gekom om lig te skep. God hou nie van die donkerte vanmiddag nie. As jy voel, jy is so bedruk vanmiddag, kom nader. As die woord van die Here uitgaan, moenie jou nie hart vir hart vanmiddag nie. Because I know there is somebody who can heal your heart, your broken heart this afternoon. I know there's somebody that is Jesus Christ. There is none like him, because we didn't come here to come and look good. We come here to give you a good word for today. Is die goeie woord van die Here Jesus Christus, die een wat is, wat was, wat weer sal kom op die wolke van die hemel. Ek wil vir julle sê, ek gee julle handwink vanmiddag. As jy hom nie ken vanmiddag nie, kom haas jou om die naam, om die Here aan te neem, want hy is die Alpha, hy is die Omega, hy is die begin en die einde. Dit maak nie saak wat jy deurgaan nie, hy weet wat jy deurgaan, because he's God, he knows your heart. Hy het geweet, want hy het gesê in die begin, laat ons mens maak, en hy het gesê, mens in hom eie beeld en vanmiddag, en ek wil net vir jy sê, omdat jy in sy beeld geskape is, nodig hy jy om nader te staan na hom toe. Hy het gekom om sy eie beeld te kom haal vanmiddag. Brendan is nie weer nie. You don't hear our voices anymore. His time is over. Sy tyd is verby. Dit wil nie sê, hy het nog nooit die woord van die Here gehoor nie. Sometimes we think we got our lives in our own hands. Ons soms ons lewe soos ons wil. Ons vergeet as God. God in die hemel. Koortjie het net nog gesing, nou wat is die mens? Dat jy aan hom dink. Die mens se kind. Dat jy hom besoek vanmiddag. Hy kom besoek hom van geslag tot geslag. Dan kom Deuteronomie 30, hy sê hy, ek sit lewe en dood voor u. Gaan lees Deuteronomie 30. Hy sê ek sit lewe en dood voor u.
Maar God is nie koud nie, sê, maar kies die lewe, sodat jou nageslag kan lewe. Nou wat het vir my sê, as jy nie die lewe kies nie, dan stel jy nie belang in jou nageslag nie, in die Here seën. Halleluja. Ja. Halleluja. Nou, prys die naam van die Here. Ons gaan ons gereed maak, amen. Ons gaan ons harte wegkry van die woord van die Here. Halleluja, maak jou hart vanmorgen oop. So wanneer die woord uitgaan, halleluja, dan weet u, halleluja, die woord was vir u. Prys die naam. Amen. Amen. Kom ons kom weer, amen. Halleluja, gaan ek net. Omdat hy sien ek uit na môre, omdat hy Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, halleluja. Here, ons is bevoorreg vanaand, my God, om hier te kan staan in die teenwoordigheid en onder die geklank van die woorde. Kom seën die woord, my God, halleluja. Want die woord van die Here is soos wat die skrif dit beskryf, sal nie ledig na u terugkeer nie, but it will accomplish what it was sent to do, oh God. And this moment, oh God, we just want to exalt you. We want to give you thanks and praise. Thank you because of who you are, Jehovah Rapha. Yes, Lord, you are our God. We don't care what people say about you. Yes. You are our God. And we exalt your name. In Jesus' name, amen. He is toegelaat om te sit. Hallelujah. Greetings in Jesus' name. Ek dink die familie kon iemand anders gesit. But because of the beginning of time, so was het dan toegelaat dat ek hier so moet staan. Ja, mense. Toe die pastoor sê, ek wil hy moet bedien, toe was het alreeds daar so. Daar was het alreeds bekend gemaak, dis waar jy gaan staan. So ek is bevoorreg om hier in Brandon
se territory te staan. Ja, Brendan Trollope is 'n man wat baie stories gehad, is dit nie? Mense, kom ons praat, ons ken hom mos, is dit nie? Ja, hy het baie stories gehad. Hy het iets vir elkeen gehad om te sê. Dis Brendan. Nou vanaand kan ek net iets staan en lees. Philippians 2 verse 10 and 11. So that at the name of Jesus, Paul writes here, so at the name of Jesus. Mense, ons kan sit met ons besittings. Ons kan hê wat ons het. Ons kan titels het, ons kan grade het, ons kan waar ook al bly. Maar luister na die skrif, asseblief, luister na die woord, nie myne nie, luister na die woord van die Here, wat Paul aan die kerk nagelaat het. Hy sê, so that at the name of Jesus, every knee. So, Paul het seker gemaak, hy gaan niemand verby nie. Hy praat nie van die ryk, hy praat ook nie van die arm, hy sê, so that every knee shall bow in submission. Groot woorde, né? In submission of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue, Zulu, Sotho, Xhosa, Pedi, Jangan, Portuguese. People, daar is vir elke ene vandag word daar van gepraat. Every tongue will confess. Ja, wil miskien nie vandag staan en sê ek is gered deur genade nie. Ek is miskien skaam om dit te sê, but that day when it arrives, then every tongue will confess and openly acknowledge. Acknowledge who Christ is. What his purpose was. Why you are sent. Why you and I are become a people because of Jesus Christ. Don't quit. 2 Timothy 4:7. He said, I have fight. It's weer Paul wat praat. I have fight the good fight, and worthy and noble fight. So Paul het nie net 'n stryd gestry nie. He wasn't busy just to run a race with no purpose. He wasn't busy to proclaim the good news, knowing well that one day I will be able to miss the mark. No, he was sure of what he was talking about. He said, I have fight the good fight. I have finished the race. There's one thing that you and I, beloveds, needs to keep in mind. Paul said, I have kept the faith. We become faithless. We look around us, what is happening in our land, in our society. We lose touch with reality that faith is a substance of things hoped for, and evidence of things which is not visible. Yeah, the naked eye will never be able to understand what faith really is. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. Nou die gospel wat ons bedien
We might have different revelations towards it. But there's one thing that I understand is there is no error in this gospel. Ja, ons mens maak soms dat die gospel lelik lyk. But there is no error. If the gospel say you need to confess your sins, that's the gospel. There's no error in it. You have to confess that Jesus, He is the Son of God. Jesus did die. Het ons rede kom gee om kinders van God genoem te kan. There's no error in that. Ek glo nie dat Paul iets skryf. Okay. Mense glo my nie. Yes. Paul wrote, I have fought a good fight. I have finished the race. Now after finishing the race, ons sien mos wanneer die comrades gehardloop word, beloveds, you, especially my man, all depends what time of it's an open time, but mostly hier van my maand af. Then die manne of die vroue wat deel gaan het in die comrades, hulle gaan voorbereidings maak. Hulle gaan hulle self voorberei, want hulle weet die stryd wat hulle gaan stry op die pad tussen Maritzburg of tussen Durban na Maritzburg to of whichever way, wanneer hulle dit besluit, ons hardloop nou van Maritzburg af Durban toe, of ons hardloop van Durban af Maritzburg toe. You have to be well equipped. You must make sure that you have the correct gas on. So Paul is exactly doing that to us. To fight the good fight, you have to remember one thing, that the fight is not ours in die eerste plek. Want die Here het al reeds die fight gewen, beloveds. Al wat ons moet doen is net volhard. Erken dat die God is en volhard. That's all we have to do. Beloveds, I don't want to be technical tonight. Ek wil nie speel met woorde nie. Nee, ek wil net plain and simple met u praat. Asseblief, bear with me. En ek weet soos wat u daar sit en u kyk na my en wonder ek wonder, weet ek waarvan ek praat? Nee, ek weet regtig waar, ek weet waarvan ek praat. I'm noble. So finally there is lay up for me the crown of righteousness. Dis Paul wat so sê. As 'n bemoediging wat Paul aan die kerk doen. Hy sê luister, die stryd wat jy gaan stry, it's not just running the race. But there is a crown that is awaiting for you. And all you need to do is run the race. Make sure that when you do run the race, run it within your line. Moenie oorgaan na die ander persoon se lyn toe. Moenie 'n probleem gaan skep vir 'n ander persoon. Moenie laat jy op die einde van die dag wanneer jy by die wenpaal uitgekom het, nou vind jy iets gediskwalifiseer omdat jy die lyn oorgegaan het. You see? But if you keep the faith, if you be noble in your running the race, if you are focused on what you have to do, if you are focused on what you need to do, you will never be able to be disqualified on this road. Ja, mense sê die pad is nie maklik nie. Hy kan maklik word as ons net fokus is. Hy sê up
until the moment he was executed. So it means, or it tells me, Paul was faithful. Jesus was faithful. He knew when he kept in his mind that, listen, no man needs salvation. No man needs to be to call upon my name, en ek wil vir my geleentheid skep waar hy my naam en alleenlik my naam kan uitspreek. So ek gaan in sy I will stand in his gap. I will die on behalf of him. Luister mense, ek wil nie praat van u nie. I was nothing in the sight of men. But Christ came. He made it possible. He died a death that I was supposed to die. But because he had me on his mind, Paul had you and I, because he left behind the word that said, keep focus. Keep your mind on the cross. Because soon and very soon, what you see in the sky will one day open. Ja, dat gaat oopgaan, mensen. En de trumpet will sound. En ek weet nie hoe u opgeneem gaan word. But I want to be in that number when the saints go marching in. Hallelujah. Nou laat ons Paul se lewe vat. Let us take it and we ponder on what Paul did before Paul was executed, before Paul died. He wrote so many books, and he tried to explain to the church, listen here, it is worthy. This race is worthy to run. Hallelujah. You will never get tired because you know somebody will be there to hug you in and say, my broer, kom en as jy weer ver nie. Die wendpaal is in sig. Al wat ek moet doen is, iemand sê altyd, hy sê jy val, maak seker dat jy val op jou knieën. Moenie val, jy so val, jy nooit die geleentheid gaan hê om weer kan op te staan. But fall on the position where you will always looking up, so that your Maker will be merciful unto you. To the family, yes, it might not be easy. Ja, het die vader verloor, het die maag verloor. But keep the faith. Keep the faith. As long as you have a vision, you will never quit. Mense as ons iets in sig het, en u fokus op dit. Vra met die mense wat hoe hulle grade bestudeer. They will focus because they wanted they want that thing they needed the most. Now what do we need? We need Christ. Oh yes. Ons het die Here nodig nou. Gouer as wat ons kan ons eie naam uitspreek. Want die dae is. Mense, kom ons kyk net rondom ons. Elke week, en ons kan sien wanneer ons begrafplaas toe. It's a mess. Maar luister wat sê die Bybel omtrent daai mes. Hy sê daar gaan daar kom, wanneer die dooie gaan daar lê, en niemand gaan die geleentheid hê om die dooie te kan begrawe. Hoe is dit moontlik? Want dis hoe boos die lewe gaan wees. But when you are focused, you keep in your vision
that listen, I don't want to miss the glorious day. When the trumpets sound, I really don't want to be left behind. I want to be someday becount or to overcome the fear of quitting. You must do everything in your power to stay focused. And I'm going to close. 2 Timothy, iemand wat vir my kan lees, 2 Timothy chapter 4, 7 and 8. Second Timothy chapter 4, 7 and 8. It says, I have fight a good fight. I have finished my race. I have kept the faith. Now, there is reserved for me a crown of righteousness. Mense is baie mooi. Hy sê, which the Lord, so die Here self het hierdie kroon voorberei. Nie net sommer enige dictaminair nie. Which the Lord, the righteous judge, will give me in that day, and not to me alone, but also to all those who love his appearance. Paul maak weer seker, toe hy skryf, maak hy weer seker. Hy beklemtoon. Hy sê, I have fight the good fight. Hy wil hê mense moet tot by die beseffing kom, dit is die moeite werd om te bekom dit wat die Here alreeds vir u weggeper het. En hy noem, iewers in die woord van die Here sê, Jesus aan die volk, hy sê, jy kan nie vir my God noem nie, maar alleenlik hy, wie vir my gestuur het. Nou, God sê self, die skrywer sê, which the Lord, the righteous judge. So it means, ons gaan gejudge word, is het nie? The righteous judge. And who is he? God himself. Baas meneer Trolle Burton. Burton het 'n baie belangrike werk. Ons doen al die verkeerde dinge, dan ondersoek Burton vir ons. It sounds funny now. Here on earth we have advocates, we have lawyers that will represent. Ons gaan nie eens praat, ons praat nie eens aan die hof nie. Ons staan maar net. Die man praat vir ons. Luister hierso. As u nie bely en laat staan nie, then this judge nou, who is God himself, not even that advocate will be able to stand on your behalf. Hy homself gaan moet staan en account gee op dit hoe hy gelig het vir jou om uit die tronk uit te bly. Ja, as hy nie gaan bekeer, hy gaan moet. Nee, die waarheid is, hy gaan moet. Hulle gaan skool om te lief, dat moordenaar uit die tronk uit kan wees. Mense, dit klink regtig, but that is how they've been trained. But he himself, hy by homself sal moet bely. Hy kan maar die beste is. Hy kan speel met woorde soos wat hy as wat hy kan vir die magistraat, but if even the magistrate himself, if they don't
come to the realization that I need Christ, yeah, then that fight which he fought it will be forever too late. But we sitting here, standing this day, nou breed vir ons 'n oomblik geskep. Ja, hy het ons 'n geleentheid gegee, mense, om so by mekaar by sy huis te kom. Hy het ons so geroep. Ek glo nie. Brandon het die opportunity vir ons gegee om hier by mekaar te kom, so ons wat nooit by die kerk uitkom nie, kan hoor wat die woord van die Here wil getuig aan my, wat nooit wil by die kerk uitkom. Dit is wat Brandon gedoen het. Ja, hy het dit so moontlik geskep, ja. Nou ons celebrate sy lewe. Ek weet nie hoe hy gesterf nie. Ek weet net hy die geleentheid gehad om die Here aan te roep. Maar wat ek weet vanaand, you have an opportunity tonight. Paul is direct. He said, fight a good fight. I have finished my task. And I proclaim unto you, keep the faith. Ek is maar net 'n monster, mense. Ek kom maak net, ek bring net dit, dat ek vergeet het. I bring it to remembrance. But listen here, there's a victory that you have to win. Unless you don't confess Christ Jesus as Lord and Savior, dan my kerkloop is te vergeefs. Die titel wat ek mee sit is te vergeefs. En dit wat ek bekom het in lewe, wat mense afgedruk het om op te kom, gaan te vergeefs wees. Al wat ek moet weet is I have to keep the faith. Amen. And what is the faith? The faith is only Christ Jesus. We need to understand without Him, all these things that we have become worthy of is soos wanneer die kaf opgegooi word, dan waai die wind dit weer. So in ander woorde, my werke, as ek nie gaan volhard nie, my werke gaan eendag te vergeefs wees. So ek gaan vir u sê, soos Paul sê, soos wat ek die Here dien, wil ek hê u moet vir my volg. Then I give you then something when you see me doing something wrong. I gave you a tool to listen here. Wat is my broer, daar is op die Brandon se huis, en jy vir my gesê, ek moet na jou kyk, maar kyk waar bevind jy vir jou nou. Ek gee vir jy die reg. Look at me as I follow Christ. Here, ek sê vanaand vir jy baie dankie. Dankie vir jy genade, vir jy liefde. Baie dankie, Heer, omdat jy God is, jy is heilig, jy is almachtig. Lord, if there's any one of us sitting here this evening, oh God, who doesn't know God, Lord, when he leaves this place, if he find that he is not worthy to stand up amongst so many people, but give him the opportunity or her the opportunity when they get home, let them go into the inner closet, my God, and call upon the name which is above every other name, the name of Jesus, where every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus, He is the Son of God. Thank you for that opportunity, my God. Thank you, Lord, that they will do so. If they are afraid tonight to stand up amongst people, oh God, I pray in the name of
Jesus Christ, let your will and only your will be done. Amen. Halleluja. Prys die Amen. Geloof sonder werk is nutteloos. So jy moet die werk met die geloof sit. Amen. Nou prys die naam van die Here. Ek gaan halleluja. Glorie vir Jesus. Vir ons evangelis. Halleluja. Klink vir haar om net te kom sê dankie. Halleluja. Ons gaan afsluit hier waar is. Maar Luna. Amen. Oh, prys die naam. En jy sit jou geld in en jy gaan weg. Jy kry jou slippietjie op 'n wyse. En jy gaan weer aan. Elke keer gaan dit so aan. En die dag jy en jou vrou of jy en jou ewe nou besluit jy wil verhuis. En jy sê nou jou vrou sê kom ons gaan maak one withdrawal. Ons vat al ons geld en ons gaan land uit. En jy kom by die bank en hulle sê, I do not know you. Jy sê, maar hier is die bewyse. Sê, I do not know you. Nou familie, daar is twee dinge wat die woord van die Here van praat. Is hemel en hel. En ek sê dit altyd baie, maar my vrou weet ek speel nie. Ek sê jou baie mooi, you are going to hell if you don't obey the word of God. If any preacher must interpret one scripture and bring a lie to you, he's going to hell. And you are going to follow him to hell. We as the human family, we have to obey each and every scripture from Genesis until Revelation. Because Jesus said out in Matthew, he said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. But he who does the will of my Father who is in heaven. Dan gaan die woord gaan volg mooi. Jesus sê, hulle gaan sê, but did we not prophesy in your name? Dan gaan hy sê, I do not know you. Die woord van die Here gaan so verder sê, your worship is in vain. You worship but you do not know what you are worshiping. Dat komt hij hier, dat hij zegt, follow me in the scripture. For in them you think you have eternal life. Dan gaan hij verder, die woord van de Here, hij zegt zo mooi. Hij zegt, well done, my good and faithful servant. Dat is die woord wat ik wil horen. Dat is die woord wat ik wil horen. Ik zie mijn kinderen altijd op de kerk komen en aan misschien op een woensdag, op een donderdag, op een vrijdag, op een dinsdag. Dan zegt hij, wat heel warm in de kerk aan die woord van de Here. The way the scriptures is open, my understanding right now, you won't understand, I know. If we don't obey the word of God, you can forget it. My hart is baie seer vir my oom. Maar ek sê die kinders baie dankie vir die geleentheid wat hulle my kon gegee het om in my pa te wees die laaste tyd. Dat is baie lekker tyd met my brie. Die stories wat ons die klomp stories en goeders, julle wil nie weet nie. Nou voor ek klaar maak, ek en my brie het ook al saam gewerk. Ek my broer, hulle maak ook net 3 dae werk. Toe maak ek ook my broer met ons fire. Maar ek het nie geweet nie. Toen tijd aangaan, toen ik het huis aan, hij zei, gaan ze thuis en toen vraag ik, maar kom op, wat is er gebeurd? Hij zei, nee, je lijkt was in die patten. Ja, maar verstaan niet, man. Nou, mijn patten aan de ogen, wat gebeurde was, toen hij omkwam, mama van Willem. En hij was blij toen hij tijd, man. Toen vertelde ik, maar ga niet alles zien. Toen vertelde ik me de story, oh, no man, die nog maakt om geveild. Hij zei, ja, maar dat was die patten. Maar ik vraag voor hem, kan die bakje vat? Hij zei, hij gaat goed. Maar hij gaat pimpen zelf naar, ja, die auto. Maar hij was een lekker oompie. Hij gaat hem mis. Hij gaat zijn phone calls mis. Hij gaat zijn carrière mis. Ik was bij blij, ik was trots om het te zeggen. Maar ik heb gezien dat ik mijn brief bel me. Never ever that I reject his call. Never ever. Het was hartstier om te verloren. Bij hartstier.
Maar die Here weet hoe kom en waarom. Al wat ek vir julle kan sê is, maak julle self reg. Maak julle reg vir die koms aan die Here. Because as die Here gaan kom, so die Bybel sê, soos Jesus gesê het van Nicodemus, you must be born of water and spirit. Because if you are not spiritual, you cannot enter the kingdom. Dat die Bybel sê, nie ek nie, die Bybel sê dit. But nevertheless family, moet asseblief loop hier, daar is refreshments. Daar is 'n koppie. Waarom moet jy 'n koppies hier zijn? Die mense nie skool goed te wat sien. So draai weg, gooi goed terug. Amen. Ons maak kloon, ons gooi sommer weg. Amen. So dat is mijn memorial service. Woensdag. Bij Agape Healing Ministry, né? Ek regs op so sê, né? In Cosmostraat. Jy wat ek ken, daar het Doubens gewees het, daar. By die Roverstraat. Amen. So ons gaan daar so wil die afkondiging sê van die funeral, van 'n early funeral. Maar vir nou weet saam met familie, die kinders wag sien nie die kinders hier so. Hulle is hier so. Amen. Oh, daar is hulle, daar is hulle. Amen. 6:30, né? Ja, 6:30. So my laat is die man. Ons is laat vir werkie, maar ons altyd laat vir die kerk. Ons is laat vir die jive nie. Ons jive om julle nag. Amen. Die Here seën julle. Iets ons voor in die naam van die Here. Amen. Amen. Ek weet nie gaan ek nou reg praat nie, maar kan ek vra dat ons toch staan? Amen. Ons gaan ons nou die seën van die Here ontvang. Halleluja. En dan kan ons sommer lekker sit ook. As ons klaar die seën van die Here ontvang het, dan kan ons weer in vrede sit en hy koppie tee en hy spesiale biskuit waardeer. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ook, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees sy en bly, tot wanneer Jesus verskyn met die wolke en ons almal vir Jesus verwag kan sê, Amen. Kom ons sit in vrede en geniet die koppie koffie.